Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by die Rockfight Rugby podcast hier op Afrikaanse Rugby kanaal. Ari, welkom terug. Lekker om weer met jou te gesels, man. Ja, dankie MW. Ja, lekker om te gesels. Klomp lekker rugby, Desember en rugby. Ons het laas ook daaroor gepraat, maar mens moet gewoond raak daaraan, maar dis lekker. Ek kan gewoond raak daaraan. Ja, ons moet al gewoond. Gaan nou al rukkie so aan. Ek bedoel, amper as wat er gegewe is, weet die Kaapse sewes en dit en dat en alles, maar kom ons praat oor daai sewes toernooi. Lyk my daar was omtrent 3 siele op Nieuweland of op DHL stadion, skies mense. Wat gaan aan? Sewes is heeltemal besig met die bus uit te val. Ek wil dis net oor die Springbokke nie. Niemand kyk met sewes nie, of verbeel ek my. Dit is 'n groot stadion. So ek dink mense moet dit in konteks sien as jy nou probeer vergelyk met Dubai en daai stadions is 'n 20% volume van Kaapstad stadion, so dan lyk dit nou indrukwekkend en vol. So ek dink dis maar die lastigheid as jy dit in 'n stadion wat 55,000 mense vat. So daar's nog steeds baie mense. Ek dink dit was waarskynlik so 'n paar jaar terug was dit meer gewild geweest, verseker. Maar ek dink is nog steeds gewild genoeg en gelukkig die Blitsbokke goed genoeg dat daar nog belang is. So daai semifinaal vroeg op die Sondag was belangrik ook geweest vir almal wat hamburgers en bier verkoop. So as jy daai semifinaal verloor, dan gaan almal Waterfront toe. So ek dink dat 'n paar ons is Waterfront toe gegaan, maar hulle kom daarop terug. Nee, wat ek dink die atmosfeer en die bywoning is gesond. Dit lyk oor dit 'n groot stadions lyk dit miskien min mense, maar daar's vrek baie mense. Ek dink was 32,000 mense op die Sondag daar gewees. So as jy dit nou vergelyk met wat gebeur het hoe die Saterdag bywoning gelyk het in Pretoria byvoorbeeld, dan ek dink daar's meer aandag nodig vir daai ondersteuning as wat die Kaap en die Sewe. So ek dink ek kan nie glo met al daai sterspelers wat uitgedraf het dat 10:05 afskop dat die mense nie gaan kyk nie. So ek dink dis 'n bietjie van 'n uitdaging. Dis nie die uitdaging net in Pretoria nie. Ek dink is 'n uitdaging in Johannesburg al vir dekades. Selfs in die Kaap ook. So miskien is daar te veel opsies. Ek dink mense kan ook net soveel wedstryde kyk. Die mense probeer hulle rande bietjie spaar vir see toe gaan. So dis seker ook 'n faktor. So ek dink dis maar iets waarna die mense moet kyk, maar mense sou dink dat jy wil gaan kyk hoe al die Springbokke in die Franse sterre speel, maar dit is nie so. Wie wil nie vir Louis BLBA ry kyk. Daai ou is ongelooflik. Goeie genade. Ek moet sê een van die beste rugby wat ek nog gesien, maar net vinnig terugkeer na die sewes. Vir my sewes baie soos cricket. Ons laasweek daaroor gepraat. Ek het geen idee waar dit aangaan nie. Ek het totaal al belangstelling verloor. En ek blameer natuurlik glad nie myself daarvoor nie. Ek blameer wêreld rugby daarvoor. Dis asof hulle die ding probeer fancify het. Verskief daai lekker Engelse woord, maar en dit het geflop, man. Jy weet, die hele formaat is nie vir my lekker meer nie. Die simpel logoetjies wat hulle het. Dis asof mense dit nie meer volg nie. Ek weet nie, verbyvoer in elk geval of die sewes besig is om 'n bietjie van 'n stille dood te sterf. Ek het nou nog vra of ek my verbeel, maar dit is regtig wat ek voel. Die mense wat ek mee praat, nie een enkele persoon wat ek ken wat rugby kyk, het die naweek sewes gekyk nie. En ek ken baie. Dis 'n bietjie van 'n probleem, is dit nie? Ja, jy? Die mense wat ek ken het gekyk, ek weet nie, miskien is oor dit in die Kaap was. Ja, ek dink vir sommige mense dalk, dit is maar 'n persoonlike ding, dink ek, MW. Ek dink dis nog steeds baie belang, siende dat so baie mense dit gaan kyk het. Ek dink wêreldwyd het dit seker nog 'n belangende plek. Ek dink dit is 'n heel ander rugby atmosfeer. Mens moet maar aanvaar, dit is nou nie heeltemal vergelykbaar met live golf nie, maar mens kry so half daai gevoel, dis 'n bietjie meer van 'n partytjie, dis meer musiek, alhoewel deesdae is die musiek het ook al by al die rugby, ons het daaroor baie gepraat, net waar's die kap nie, dit is ook by die URC is daar nou vreeslike musiek en so Neil Diamond het nog nooit so baie gesing in rugby stadions soos die afgelope 5 jaar nie. Maar so ek dink almal probeer maar kompeteer vir daai mense om 'n kaartjie te koop en in die paviljoen in te kom en dan moet jy dit die daarvan toe ons nog die rugby 10, 20, 30 jaar terug gekyk het, was daar 3 voorwedstryde wat jy gaan kyk het. Dit is 'n skolewedstryd en 'n klapwedstryd en jy het maar 'n hamburger gekoop en jy het 'n aankondiger gehad. So daar was nie eintlik vreeslike musiek wat gespeel het nie. So dis 'n bietjie van 'n ander aanbieding. Ek dink die wêreld, is 'n moderne wêreld nou, die wêreld bied vir jou baie aan. Onthou in die Kaap, as jy Saterdag, Sondag ding aanbied in die Kaapstad stadion, kompeteer jy teen Clifton en Kampsbaai en die wynkellers van die Boland ook. So jy dis 'n vakansiestad en dis 'n vakansiemaand al. So dit is ook ek dink hulle pluk die vrugte daarvan. Ek was gister by die Waterfront gewees of ek was 'n dag na die toernooi by die Waterfront gewees en
kan nie glo baie mense daar by die Waterfront al reeds as jy by die Desember vakansie het al begin, so 'n bietjie van 'n oorspoel miskien van die wat kom kyk het. Maar nou ja, ek dink dit is maar persoonlike belang dis opwindend. Ek by die sewers wat hulle reg gekry die naweek ook is amper wat die Springbokke in 2023 gedoen het. Hulle die hele tyd teen Fiji in beseringstyd drukke 3 om daai wedstryd te wen teen die Franse teruggekom. Hulle was minuut en 30 sekondes agter gewees teen Argentinië, druk weer 'n 3 in die laaste minuut. So daar's dan nog steeds daai vir kom ons sê maar vir sporttheater gaan jy nie amper beter kry nie. Dit is nie iets wat opgemaak word of geskryf word nie, dit gebeur voor jou oë. So nog steeds opwindend, dit was lekker om te kyk en dit was feel good. Ek dink net as jy kyk die mate wat daai spelers fees gevier het op die eindvlakkie, wys wat dit beteken om 2 keer in 'n ry daar te wen. So ja, dit is nie heeltemal ons is nog 'n bietjie miskien bederf met die bokke wat goed doen. So ons fokus daar. dan wil ons miskien eerder die 15 kyk. Maar ek dink die 7 sal seker nog aangaan. Ek dink wêreld rugby het maar nog gedryf. Ek dink is ook 'n manier wat hulle van die meer lande 'n bietjie blootstelling kan gee en ook veral vroue rugby kry ook goeie blootstelling daar. Maar ja. Ek het nou gehoor SA rugby spesifiek het spandeer meer geld aan vroue rugby as aan sewes rugby. Dis wel 'n groter fokus en ek dink wêreldwyd is dit ook so, ja. Ja, hulle het SA rugby het ek weet nie of hulle amptelik dit uitgereik het nie, maar ek het ook dit op goeie gesag diep in die gange gehoor dat die vroue rugby span is 'n tweede prioriteit vir SA rugby met die blitsbokke of die sewes formaat is derde prioriteit. Ek dink op 'n stadium was die mans sewes waarskynlik tweede prioriteit na die mans 15. Maar daar's 'n baie groot klem nou op vroue sport ook natuurlik. Ja, dit is maar 'n groot fokus op die vroue rugby natuurlik. Die wêreldbeker is Suid-Afrika goed gedoen, so ek nou nie te veel daarop praat nie, maar dit is ek dink moeilik om vir Engeland die korttermyn te klop en Nieu-Seeland dalk ook 'n bietjie, maar daar's baie momentum. Ek dink ons het die spelers. Ek dink ons het as jy almal gaan fiks kry. Ek lekker 'n klomp groot voorspelers. As jy almal net so 'n bietjie fikser kry dan dink ek gaan ons vir Engeland daar's 'n paar ekwivalente van Ox is daar in die vroue rugby ook. Jy praat van feel good en die volgende 2 dinge wat ons oor gaan praat, een is 'n baie feel good en die ander is 'n glad nie 'n feel good nie. So eintlik baie feel good tot my bittere spyt is die Stormers wat so goed doen en ek bedoel ek is spyt dat hulle goed doen nie. Ek sê spyt dat ek nou vir jou moet sê jy wat 'n Stormers versteuner is baie geluk en alles. Dit styt my so 'n bietjie teen die bors. Ek sê net nie baie goeie sportman nie, lyk dit vir my, maar julle ouens is dan maar aan die brand hierdie seisoen. 7 wenne in 'n ry. Hy het gister vir my gesê hulle staan maar 10 punte per wedstryd af. Nou hulle verdediging is op 'n ander vlak. Skielik lyk dit na baie gelukkige span. Hulle gaan oor see, hulle wen al hulle wedstryde oor see. Wat op aarde daar gebeur? Is daar iets in die wynkelder weet vir hulle wat is die woord in Engels nou Afrikaans te gekweek? Nee, wat mense dit as jy wyn maak? Ja, even dit. Wat dit ook al is. Is dit 'n spesiale elixir soos Asterix? Ja, dis 'n nuwe cultivar. Daar het nie groot veranderinge gewees nie. Miskien is dit juist die kontinuïteit wat nou so bietjie meer 'n bondgenoot is daar. Daar's hier en daar van die spelers wat nuut is, die nuwe gesigte het almal 'n bydrae gelewer en ek dink so spelers soos Roan Ackerman en daai sê maar Amit Khan die nuwe wat ook skrimskakel speel, selfs Dylan Mart wat gaan vleuel speel het, hy kom van die Griekwas af en dan pas hulle dadelik in. So daar's nuwe spelers daai nuwe stit van die Sharks het die afgelope naweek Mchumu, ek kan sy naam lekker uitspreek nie. Ja, het briljant gespeel en net in die los nie ook geskram. So ek dink daar's hier en daar spelers by. Maar ja, gewoonlik as jy weg so begin wen en dit is maar 'n momentum ding. Dit begin met 'n 35-0 wen in die Kaap. Die Bulls het ook daai volgende naweek ook vir Leinster gewen, so dit was nie net die all and end all van die seisoen. Maar dit was tog gewen in Pretoria ook, so dit is die potensiaal om jou te launch. Ek dink die Stormers het dit dalk so 'n bietjie beter benut en toe hulle weg begin wen en dan kry jy selfvertroue. Ek dink dit is baie te doen met die selfvertroue ook. Maar ek dink kontinuïteit op 'n stadium het ek gewonder of hulle nie te lank aan daai afrigtingskorps vasgeklou het nie. Veral vir die hulpafrigters en ons weet Dobbo wat hy bied. Dobson wat hy bied, maar ek dink Norman Lyker byvoorbeeld het gepraat van die verdediging. Hy het verlede jaar op 'n stadium was dit juist 'n baie goeie rekord op verdediging, toe op 'n stadium het dit 'n bietjie geglip, maar verseker nou is dit terug. So
Ek weet hulle verander bietjie dinge. Ek weet die voorspelers, ek was in gesprekke op 'n stadium wat die ouens gesê het dat hulle het hulle dryflynstaande, hulle dryfverdediging tegnieke het hulle heeltemal gerevisit en aangepas, manier wat hulle lynstaande dryf, manier wat hulle lynstaande verdedig. So hulle het werk gedoen afseisoen om daai hele stelsel heeltemal te rewrite en oor te bewerkstellig, en ek dink dit is al komponente wat werk. Hulle skram goed, verdediging is goed, en nou wat ons in ek dink wat die Stormers ondersteuners, ek wil nou sê ons in die Kaap, maar ek praat nou nie namens myself nie, maar ek dink wat die Kaapse ondersteuners, miskien SA Rugby ook, sal voor moet uitkyk, is dat potensieel kan 'n Kobus Reinagh en 'n Sasha en 'n Damian Willemse, as jy dit by daai proses nou inmeng en hulle almal vind hulle voete vinnig, het hulle is hulle baie gevaarlike span. Dit is nie altyd 'n gegewe dat Sasha nou weer die dinge gaan net so omdraai nie. Jy moet nog steeds dit laat gebeur, maar hulle die potensiaal met wat die afgelope 5 maande in 'n Springbok-try gebeur het, kan daai 3 vir die Stormers baie beteken. So dis 'n goeie begin, maar hulle speel net teen La Rochelle in 'n tuiswedstryd wat nie 'n tuiswedstryd is nie, dis in Port Elizabeth. So dit is tuise rig. Daar's ook 'n see daar naby hulle, maar dit is die naaste wat aan 'n tuisveld kom. Maar seker as daar meer Stormers ondersteuners as La Rochelle ondersteuners, maar so dit gaan nou hulle groot toets wees. Baie sterk span van La Rochelle om hulle te probeer wen. Maar jy's maar so goed as jou laaste wedstryd, maar dit is verseker 'n goeie begin. Ek dink die Verenigde Rugby Kampioenskap wen teen Munster was my die indrukwekkende ene. Ek dink daai was 'n moeilike een om te wen, en potensieel met Munster wat hulle 4 Ierland spelers dadelik teruggebring het ook, het dit gelyk of die Stormers te dun gaan wees. En ander seisoene, MW, ek dink dis is miskien waar dit 'n gelukkige kleedkamer is. Ek wil nou daarmee afsluit, is dat ander seisoen, op ander wedstryde, ons het al baie dae gekyk, dan speel die manne weg. As jy 21-6 agter is rustyd, kom jy effens terug, maar jy verloor 22-19. Jy weet, dit is gewoonlik is so wegwedstryd as jy 21-6 agter is rustyd, het jy miskien 'n 5% kans om daai wedstryd te wen. So dit was miskien 'n indrukwekkende deel om terug te gekom het met 'n onderskepterie wat baie gehelp het natuurlik. Maar ek dink jy maak maar jou eie geluk ook hier en daar. So ek dink my antwoord sal kort antwoord wees, ek wil nie weer alles herhaal nie, maar ek dink die kontinuïteit van Dobson en hier en daar 'n speler wat dit begin deurkom het, en ek dink Paul de Villiers, daar's sekere spelers wat baie goed doen. Ek dink Paul de Villiers op flank ook, speel regtig goed. As jy kyk wat Fourie beteken het vir die Stormers, maar hy doen wat Fourie gedoen het, en hy's net 'n jonger weergawe en hy doen nog so 2 goed by. Ja, hy kan twee Paul de Villiers vir 1 Dion Fourie kry. Hy het ons gewys. Ja. So there's a 2 for the price of 1. So dit is miskien, maar ja, hulle is wel elke naweek, daar's nog baie rugby. Ek weet nie, as ons ook knip, dan sit hierdie derbies wat kom, die Leeu's wag, die Leeu's lyk goed, dan natuurlik die Bulls ook, en so daar's baie moeilike wedstryde wat op pad is. So hulle het geen waarborg dat hulle soke aangaan nie, maar eerder waar hulle presies waar hulle nou is as andersom. Ja, terwyl jy praat van spelers wat baie goed speel. Ons het bekommerd geweest toe Manie nou besluit het hy gaan 'n permanent Japan toe. Hy wou aanvanklik net vir 'n periode gegaan het en dan weer teruggekom het, maar vir 'n verskeidenheid van redes wat ons nou nie op sal uitbrei nie. Is dit 'n besluit Manie moet nou maar eerder permanent weggaan. En dit wonder is nou nogal oop diepte op loskakel. Jy weet, Sasha is by die Springbokke en alles. Hier ontpop Yuri Matthee en hy is nou regtig besig om homself te bewys, een van die mees opwindende jong loskakels. Ek het vir Jake White gesê hy moet hom koop, maar Jake het nie vir my geluister nie. Jy weet wonder altyd wat sou gebeur het. Maar dit nou hier kom Clinton Swart hier uit die bloute uit en ons weet hy was by die Pumas gewees en Jimmy het my al vertel van hom en alles en hy pas sommer soemloos in. Dit sê ook iets van die afrigting, die feit dat hy ouens net inpas. Dit is altyd moeilik vir 'n nuwe speler vol van 'n ander provinsie af. Ek praat nie net van 'n ou wat nog nie gespeel kan. Hy kom heeltemal van 'n ander plek af. Stap in by die Stormers, begin die wedstryd in 'n kampioenebeker wedstryd teen 'n span wat Maart verlede jaar laas by die huis verloor het. En kyk hoe goed het hy van sy taak gekwyt. Nou ek sê dit baie, sê baie van die speler. Dit sê ook baie van die feit dat hy die geleentheid kan aangryp, maar dit sê ook baie van die afrigtingspan. Ek dink jy's reg as jy daarvan praat. Ja, ek dink so dit hulle sal natuurlik het goed deurgepraat het hoe hulle hoop hulle kan speel of 'n wedstrydplan. Hy het ook 'n onervare skrimskakel gehad, so is eintlik vir my was die 9-10 indrukwekkend. Daar iemand kan het eintlik baie goed gespeel. En hulle het nie dinge probeer wat uit lynheid was nie. Dit is my gevoel dat Swart hy het
gedoen wat hy moet. Hy het sy skoppepale toe almal oorgeskop, hy het takties goed geskop. Hy's 'n groter loskakel, so hy doen die dinge rondom wat 'n groter loskakel tipies kan doen. Hy kan die bal bietjie beter opvat ook. Hy verdedigingskanaal is redelik na gekyk. Maar sy verspreiding was ook goed geweest. So ek dink in daai geval ook dis waar die Stormers miskien nou ek dink of waar die Stormers wel goed gedoen het om hom te kontrakteer MW is dat dit is 'n speler wat bietjie meer ervare ook het. Dit is nie 'n 22-jarige loskakel. Nee, hy het al baie seisoene gespeel, hy weet wat dit vat, hy sal goed afgerig weet by Jimmy Stoner, hulle sal om goeie afrigting gegee het. Hy het effens gewerk in sy kondisionering. Hy was op 'n stadium toe hy begin speel het laas jaar, dit gelyk of hy so 'n paar kilogram miskien kan ligter wees. Hy het dit begin, ek dink hulle daarna ook begin werk, so lyk na goeie speler. So dan het die Stormers potensieel eintlik 3 goeie loskakels wat in 3 verskillende scenario's kan speel as Sasha terug is en Yuri Matee het verseker sy voete begin vind. Hy kom ook van Parel Gym af en die tipe rugby wat hulle ook daar geleer is onder Pieter Rousseau en die tipe rugby wat die skool self speel het. Yuri Matee is ook 'n meer aanvallende elemente wat hy het, maar hy kan ook die ander speel. Hy's ook lekker, hy's ook groter rig. So hy kan albei speel. So ja, ek dink dit is vir die Stormers 'n bate. Hulle het eweslik diepte. Waar ek dink die Stormers dalk nou die meeste diepte het is op stit. Weet hulle het as almal gesond, ek weet nie wat Frans Malherbe gaan gebeur nie, maar as almal terug is dan kan hulle sit met 4 Springbokke volgende jaar op vaskop. Weet as Netling Forsie nog bly in die Kaap, ek weet daar sprake dat ander provinsies hom graag wil hê. Ook Lou kom Kaap toe, Potter met nou sy debuut gemaak vir die Springbokke, oor see. So dan is daar eweslik baie diepte op vaskop, die loskoppe lyk ook beter. So dis maar terug by Doc Craven. Doc Craven het gesê jy kies die 2 F's, vaskop en 'n fly-off. Eerste. Ja. Hy het bietjie die mekaar geraak met sy F's en sy P's. Ja, nee, maar gelukkig het hy met die regte woorde in mekaar geraak. Kon ook ongemaklik. Dit is altyd vir my so snaaks, mense praat van die F-woord en dan spel hulle dit met 'n V. Jy weet wat ek kom. Come on, it's in the name. Maar anyway, ek wil gou met jou praat oor iets anderster wat die hele wêreld in die gons gehad het. Wat op aarde doen Nick Mallet in die afrigtingslosie? Ja, ek dink hy stap al lank pad saam met Dobson, en die amptelike verduideliking wat ek maar ook raak gelees het, was dat die feit dat hy Franse rugby so goed ken, hy praat self Frans, hy verstaan die kultuur, en ek dink dis miskien daai klein komponente wat ons onderskat in die kleedkamer, weet, word dit baie keer 'n punt hier en 'n punt daar, of 'n klein besluit hier en daar, en 'n verstaan van 'n situasie is wat baie verskil maak in daai groot wedstryde. So om so iemand daar te hê wat net nog 'n stem in die kleedkamer is wat jou net so klein bietjie meer of gerus maak of jou so bietjie opwakker op 'n ding of waarsku op 'n ding, dit dink ek maak die verskil. Ek dink nie hy gaan noodwendig langtermyn heeltyd in die kleedkamer wees nie. Dis moontlik. Wie weet, ek weet nie wat gaan gebeur in die res van die seisoen nie. Dit kan wees dat hulle baie hou daarvan dat hy naby is. Hy bly in die Kaap. Hy is 'n Kaapenaar, so as die Stormers hom wil betrek dan natuurlik kan hom betrek. So iemand wat natuurlik ook deur winter is, so iemand wat beroepsrugby goed ken, wat as afrigter ook goeie sukses behaal het, maar hy ken Europese rugby. Ek dink dit is waar Dobson, dit klink vir my die grootste bate gekry het, of die grootste rede waarom hy hom daar gehad het, maar ek moet sê nogal snaaks lyk om hom daar te sien sit met die Stormers sweetpak aan, ja. Maar ek dink dit is waarskynlik net 'n korttermynreëling, maar ek dink ook as hulle mekaar goed gevind het en niks is, jy vind jy mekaar nie beter as met 'n wen nie. So as daar suksesse is, dan gaan Dobson waarskynlik sê, maar hier is nog 'n paar wedstryde wil hy nie nog steeds by ons wees nie. Ja, ou moet oppas vir te veel kokke in die kombuis, veral met sulke sterk persoonlikhede, né? Ou moet maar dis 'n baie goeie punt. Ja, dis 'n baie goeie punt en ek dink jy moet die ouens van hulle sterkpunte speel. Ek dink Dobson is ook 'n sterk persoonlikheid, so ek dink hy sal hom laat na sy sterkpunte speel en miskien nou nie te veel die mikrofoon gee of te veel die spreekkans gee nie. Ek dink hy sal hom laat werk na sy sterkpunte op miskien meer die afrigtingskorps wat ek dink hy sal hom nie te veel loslaat op die spelers en afrigting spesifieke dinge nie. So dis moeilik om te sê, maar ek sou verbaas wees as hy hom ook 'n vletjie op die oefenveld gee. Maar ek dink dit is maar meer strategies, maar ek dink dit was baie gerig op die kennis van Europa. Gepraat van vletjie op die veld gee. Jy het nog gepraat van Munster en Munster was met daai wedstryd tweede op die punteleer van die VRK gewees. Die Stormers het hulle gewen alhoewel hulle 6 agter was.
Die groot ding met die Munster natuurlik wat ou in gedagte met hulle te splinte nuwe afrigter. Hy kom van Nieu-Seeland af. Hy het die Chiefs afgerig. Craig McMillan. Nou is hy die afrigter by Munster. Nou Munster het nou nie laas jaar was nie 'n slegte span nie, maar definitief nie 'n baie goeie span in die sin van hulle het nie die eindstryd gespeel nie. Jy kan sien waar ek nou op pad is. Nuwe afrigter, neem 'n sterk span of sterker ruggespan oor. Gelyk by die Bulle. Neem 'n span oor wat vir 3 uit die 4 seisoene van die VRK tot dusver in die eindstryd gespeel het. En nou verloor ons teen die Lions. En ons verloor die tweede helfte teen Bordeaux met 0 punte aangeteken. Ons verdediging is, ek weet nie waar dit is nie, dalk in Sunnyside of ergens. Lyk nie vir saamgekom uit Loftus toe nie. Wat gaan daar aan? Ja, die verdediging was onder druk uit tweede helfte, maar ook deur 'n span wat weet hoe om jou onder druk te sit. So ek dink dit is aan die een kant. Ek dink die Lions wedstryd was meer kommerwekkend toe maklik die Lions so van afskop af deurgehardloop het en daai drie was drie wat jy min sien, daar waar Renzo Du Plessis daar in die middel deurgehardloop het, daai tipe dinge. So dit gebeur soms as gevaarlike spelers. So ja, die verdediging is 'n faktor of dit is wat jy moet in plek kry. Hoe die Bulls se eerste helfte gespeel het Saterdag, dink ek as hulle net min of meer by daai tipe vorm kan uitkom, dan gaan hulle weer 'n eindstryd speel. So dit is, ek dink dit is hulle ware potensiaal. Wat my verbaas het MW was dat ek het eintlik ek het rustig vir iemand gesê, ek het die wedstryd ook gekyk en iemand gesê dat Bulls in 'n goeie posisie want sien dit dat hulle daai hele voorry was die Springbok voorry en Roan Nortje en Elrich Lou en ek het gesê met hulle is in 'n goeie posisie want hulle bring nou daai 5-4 manne nou op. En dit gaan die verskil maak want hulle met Pollard nog steeds op die veld en dan kan jy die ouens 'n bietjie druk onder hulle sit, maar so ek was ook verbaas dat hulle die tweede helfte 'n bietjie weggeval het, maar miskien die Franse was daar slim geweest deur die bal baie meer aanvallend in spel te vinnig in te gooi, baie vinnig te speel, alles vinnig te maak, hastig te maak, veral met daai twee vleuels wat hulle het. So dit maar ek seker Johan Ackerman sal daarna kyk, hy sal leer uit. Ek dink daar's meer goed as sleg in dit, hoewel dit nie lekker is om te verloor nie. Ek dink daai eerste helfte wys dat ja, hier's baie potensiaal en hulle kan daai sterk spanne kan hulle klop. Maar ja, die tweede helfte nie so weg van dit. Bietjie gelyk of hulle teruggesit het en net gewag het dinge gebeur. En dit het nie. Maar jou verdediging sal jy moet opskerp. En dit is soos ons vroeër gesê het wat die Stormers nou op 'n manier reg kry is as jy dit eweslik reg kry so min punte afstaan dan. Maar dit kom 'n bietjie meer uit die kleedkamer uit. Ek dink jy sê tegniek ding nie MW. Ek dink dit is tegniek en strategies en hoe jy verdedig is een ding. Ek dink as jy daar al daai verdedigingsafrigters praat dit is maar ja, hy moet vir volk en vaderland daai doellyn verdedig. Weet daar moet niemand naby oor daai lyn kom nie. So dit kom maar eintlik 'n bietjie meer van binne af as wat dit tegniek is. Ek is so bly jy dit nog opper want ek sou dit nou volgende geopper het. John T is nie 'n Peluka nie. Hy weet van verdediging. Hy's 'n uitstekende verdedigingsafweer. Hy's nou laaste die hele URC ook die Bulle se verdedigingsafweer gewees. Dit het baie goed gegaan. Nou skielik kom Louis BLB ry en hy gaan druk 'n 3 en dan let jy op dat daar's nog 3 Bordeaux spelers aan sy regterkant en nie een enkele bil nie. Nou moenie vir my sê dit is 'n verdedigingsstelsel wat daar gefaal het nie. Dis die spelers wat nie daar gespeel het soos hulle moet speel nie. Ek sê dit nou en ek het net met Harry gisteraan dieselfde ding gesê en ek sê vir hom ek vermoed die hekke by Loftus gaan nou in my gesig toe geslaan word. Maar die spelers luister nie. Daar's 'n ander probleem daar. En hy het ook gisteraan gesê dis bietjie soos Pandora's box. Nou kom jy daarin, maak jy die boks oop en dan kom maar baie meer goed uit as wat jy gedink het daar gaan uitkom. Ek dink want weet Jan de Koning gister 'n artikel geskryf wat hy gesê het wat het verander by Loftus? Niks nie. Net Johan Ackerman. Niks anders verander. Ek sê vir jou die probleem wat die regte probleem is nog nie uitgeroei daar op Loftus nie. Jake White was miskien 'n bietjie van die probleem, maar ek dink nie hy was die probleem nie. En ek dink tot hulle nie die probleem wat dit ook al mag wees aangespreek het nie, gaan dinge nie veel beter lyk. Ek verstaan wat jy sê, hulle is uitstekend op die aanval. Kyk hierso, die Bulle het 28.6 punte aangeteken. Jy sal die afgemiddeld, né? Die afgelope paar wedstryde. Beteken as jy 28 punte aanteken, wen jy 'n tipiese wedstryd. Hulle 32 punte per wedstryd gemiddeld afgestaan. Die Stormers het 10 punte per wedstryd afgestaan. Nou, laat ek my vertel, dis 'n verdedigingsafrigter probleem nie. Dis iets anderster. Anyway,
Ek voel nogal sterk daaroor. Ek weet ek sal Ja. seker nou 'n oproep kry, maar dit is nie lekker Nee, nie. ek dink die mens praat mos maar wat mens sien. Ek dink die statistieke praat ook hard en weer niemand kan 'n hek in jou gesig toeslaan as hulle 32 per wedstryd afgestaan het. Ek weet dit is iets wat mens moet aanspreek en dis moeilik om nie 32 af te staan teen Bordeaux nie. Vir dit is maar jy moet nie soveel afstand in die Lions nie. So dis miskien waar ek dink die twee nie vergelykbaar is nie. Baie respek in die Lions, maar die Bordeaux span is baie sterker. En aanvallend ook baie sterker, veral agterlangs. Maar een van die beste sê dinge wat ek eendag van 'n afrigter gehoor het, dink ek is hier van toepassing. Miskien dit is hy het gesê dat hulle filosofie, daai span se filosofie was is jy wen wedstryde wat jy sonder die bal doen. Bedoelende die wedstryd word gewen deur wat die spelers doen sonder wanneer hulle nie die bal in die hand het nie. So dit is jou ingesteldheid. So dit het te doen met hoe jy in posisie kom om 'n aangreep te vat op die aanval of hoe jy ondersteun, losgemaal ensovoorts, maar ook dan in hierdie geval wat ons nou oor praat is jou ingesteldheid om ekstra te verstaan wat is die verdedigingsverantwoordelikhede, jou ekstra effort wat jy insit, jou so dis 'n verstaan van die situasie die hele tyd. So ek dink nie as iemand wat noodwendig nou heeltyd net rondstap nie, maar dit is baie keer klein marges, weet jy mis 'n ou net en hy's deur. En dit is daai klein ingesteldheid wat jy net sê, maar hierdie ou kom nie verby my nie, maak nie saak wat gebeur nie. En is daai halwe tree wat jy meer effort ingesit het. En dit is miskien wat jy van praat. Dis net dis amper daar, maar jy kan nog daai effens meer hakke inskop. Ek dink dis wat jy Ek dink so, ek dink in 'n mate, ek dink so. Maar as ek sê, ek vat weer daai voorbeeld van BLBR. Hoe kan jy 4 Bordeaux spelers in die agterlyn hê en nie een enkele bulverdediger voor hulle het nie? Dit het nie te doen met iemand wat hulle net gemis het. Hulle is eenvoudig nie fisies daar gewees nie. Hulle was almal aan die ander kant van die veld. Beteken elke ou speel sommer op soos hy lus is, op die ingewing van die oomblik. O, hier's iemand, kom ek duik kom. O, ek het hom gemis, maar kom ons waardeer hom daai ander ouens hol daan die ander kant. Jy weet, daar's iets anders te daar. Jy verstaan, dit is maar ek het genoeg gesê daaroor. Ek wil nie te veel uitbrei daaroor nie. Wat ek wel met jou saamstem, die Bulle is baie goed op die aanval, ek hou daarvan. Maar is dit regtig die Bulle se DNA daai? Jy weet, is die Bulle 'n ou tipe versoelde leeuspan? Is die Bulle se manier van speel om so baie aan te val en te hardloop en te offload en jy weet, is dit regtig hoe ons die Bulle moet speel? Is dit maar wat Rassie met die Bokke gedoen het met Tony Brown, verander die spelpatroon, maak dit vinniger, hardloop meer? Of gaan dit in die grein van die Bulle in, wat dink jy? Nee, ek dink die rugby deesdae ook die Bulle het altyd spelers gehad wat goeie drie kan druk van lank terug, Brian Abana en al daai eras en goeie agterspelers gehad. Ek dink die Bulle is geseën met 'n geweldige sterk agterlyn. As almal gesond is in speel, ek weet as jy vir Kane Moody en vir Kurtley Arendse daar op die vleuels het, is dit baie gevaarlik. So ek dink jy moet meer pile in jou koker hê deesdae moderne rugby. En dit het die Springbokke gewys. Ek dink die Bulls en die Springbokke sal altyd en die Stormers en seker maar Suid-Afrikaanse spanne sal altyd seker maak dat hulle by die hulle set pieces of hulle begin hulle scrumslyn staan en al daai komponente in plek is, goeie verdediging, goeie druk toepas, al daai fisiese goed, die manne knyp ensovoorts. Maar ek dink dit is wat die sukses van Rassie was en dit is wat die Bulls ook gevaarlik gemaak het en waarom hulle in 2 finale gespeel afgelope jare is dat hulle vermoë om ook 4-3 in 'n wedstryd te druk. Maar die spelers daarvoor en was nie net touch rugby nie. Hulle dis deur goeie agterspel. En in Chris Rousseau het hy is 'n goeie agterlyn afrigter. Ek dink hy's kreatief. So dit is miskien effens vergelykbaar met wat jy genoem het van Tony Brown of dat jy het 'n afrigter nodig wat 'n goeie aanvallende agterspeler self was wat ook verstaan wat dit is om 10-12 te speel en dis nie net dat jy al hierdie bewegings wat jy op die televisie afkyk nie, weet jy moet kreatief wees, jy moet iets nuuts kry en die ouens inoefen in 'n ding in. So maar ek dink die Bulls sal nie kan wegbeweeg om nie daai vrae te vra op die aanval nie. Maar ek dink dis miskien by die Stormers ook nou 'n bietjie beter dalk net hier en daar is hulle jy let spelers ook in plek wat meer vra op die aanval. Maar as ek ook kyk die afgelope naweek, as jy kyk Pollard toe hy vir Akker van 'n Akker
daar weggestuur het vir sy 3. Hoe briljant was dit? En dis hoe jy wil hê, kan nie verwag jy met vir 80 minute nou net heeltyd daar in die voorspelers in dons en hardloop en daai gate probeer maak nie, maar wanneer dit anders soos wat hy dit gesien het, en dis wat ek hou van Pollard. Dis die Pollard wat ons weet hy kan wees. Hy is nie net 'n skoppende loskakel nie, hy kan ook vir jou speel. Maar ek dink deur die afgelope jare het hy 'n bietjie van 'n nette skoppende loskakel geraak. Miskien het hy in konservatiewe wedstrydplanne gespeel meer as ander tye en bietjie teruggesit. Maar ek dink dit was vir my van 'n lekker om te sien dat hy het oomblik verstaan, hy het hom gespeel en dit is wat jy wil hê. So nee, wat ek dink die Bulls sal daai balans vind. Ek hulle moet net op 'n manier weer daai eerste helfte van Bordeaux net weer kan dupliseer. En hulle daar seker is die spelers daar. Dis my volgende vraag. Waar was daai André Pollard die tweede helfte? Wat se skoppie was daai? Was dit nou 'n skeerskop? Was dit 'n aangeeskop? Was dit 'n miskop? Wat was dit gewees? Staan vir Harry dieselfde vraag gevra. Hy tweede helfte was hy net nie daar en die hele Bullspan was die tweede helfte net nie daar nie. Nou die groot verskil tussen die eerste en tweede helfte, die klomp Springbok het opgekom. En ek laat my vertel dat daai Springbok nie goeie spelers nie. Ek wonder of ek nie 'n fout gemaak het om hulle op te bring nie. Ouens is moeg, né? Jy weet hoe lank het hulle oor see gewees? Hoe lank wat taai wedstryde het hulle gehad? Ou soos Ronald Kee, Wilco Lou, daai manne het hard gewerk daar aan die kant. Ek dink hulle is dalk net bietjie tam, né? Hulle gaan ook verlof en alles, maar dink jy nie Akker moes maar by sy oorspronklike groepie gehou het hierdie ouens lekker laat uitrus soos die Stormers gemaak het, nie? Dink jy dit was 'n fout nie? Ja, ek dink hindsight is a perfect science seker nou in dit. Ek het self gedink toe ek die span sien dat dit is briljant hier die ouens op die bank te sit, nie te begin hier, want ek dink daar was 'n temptasie geweest om 'n hele voorhy sommer net te sê kom begin sommer nou vir ons. En dis waar ek verbaas was dat as jy dan nou net vir 30 minute of 20 minute dan behoort fisiese moeg nie, dit is dan raak dit mos nou soos die Engels sê 'n mental ding, dan sit 'n kopmoeg, 'n ingesteldheid moeg. So jy verwag nie, jy kan amper dink dat ek kan nie geen van daai voorspelers wil ek nou beskuldig dat hulle alles gegee Saterdag nie. Miskien is dit ook een van die oomblikke wat mense dalk vir Bordeaux meer krediet moet gee en sê maar weet jy speel ook nie so goed as wat jy toegelaat word om te speel. En Bordeaux het dalk beter gespeel in die tweede helfte as wat ons hulle krediet wil gee, weet. En is baie keer ons instinktief, my reaksie is dit altyd as my span verloor, dan is ek is eers hier by die skeieregter en kyk net is daar nie ietsie nie. En dan tweedens gaan jy na jou spelers. Dis soos die Ashes cricket nou, weet, Engelandse cricketspelers, as jy kyk na al die kommentaar, nie een Engelsman sê nou, maar dalk is Australië se cricketspan dalk beter, weet, het ons al daan gedink. Weet, dalk speel hulle net beter cricket. Maar al wat Engeland nou opgaan is voorbereiding was swak, baseball werk nie en weet, en dis die spelers se skuld. So baie keer moet jy so 'n bietjie dan Bordeaux kyk en sê okay, maar miskien het hulle goed gedoen, takties goed, hulle het geleenthede geskep en al daai dinge. Maar ek dink die suspisie is ongelukkig daar dat die Bulls teruggesit het en die feit dat hulle 0 punte aangeteken het en nie op dit kon voortbou nie is suspisieus. Dit skep die suspisie, ja. So ek dink is a bit of both MB. Ek dink Bordeaux was goed, maar ek dink die Sharks, die Bulls kon bepaald beter. Ek wil iets regstel wat jy daar gesê het. Mens kan nie 0 punte aanteken nie. Hulle het nie 'n enkele punt jy verstaan wat ek bedoel. Ek dink 0 is ook 'n nommer. 0 tel dan ook ergens. Hoe teken jy dit aan? Dis klaar daar op die bord. Ja, jy moet op die telbord wees as jy 0 gehad het. Maar ja, nee, ek wou net sê 0 bly 0. Ja, jy kan nie minder as 0. Eksport. Maar nee, jy weet, jy kan agterkom ek is maar 'n bil en murgenbeen, dit maak my hart baie seer. As dit nie goed gaan nie op beloftes, nie vir my lekker nie. Maar kom ons gaan aan. Ons praat oor nog 'n droewige Suid-Afrikaanse span, maar kyk, hierdie ouens het moeilikheid. Dink die Bulle het moeilikheid. Sharks, nee. Daar's groot drama. En arme JB Petersen, jy praat oor van 'n poisoned chalice, nee, 'n gifbeker wat hy nou aangegee word. Ek weet hy's net 'n tydelike aanstelling, maar ag, die arme ou. Ek bedoel ek het baie bewondering vir hom alles, maar regtig is John Plumtree nie kan onthou of maak met daai klomp spelers nie. Hoe gaan JB Petersen regkry? Of verbeel ek my? Nee, ek dink dit gaan 'n uitdaging wees en ek dink die uitdaging is nie dat hy nie 'n goeie afrigter is nie. Ek is altyd bietjie meer senuweeagtig as 'n regtig jong afrigter wat amper nog saam met van die ouens gespeel het, nie heeltemal nie, maar dit grens amper daaraan.
jy het amper so 'n bietjie van 'n ouer, meer ervare man wat nou so 'n bietjie daai kleedkamer kan stiller kry. Kyk my in die oë, praat 'n bietjie dieper en dit is hoe ons dit doen. Ek sê nie JP Pietersen gaan dit nie reg kry nie, maar dit is moeiliker vir hom om daai tipe gesag af te dwing en dinge wat hy raak sien. En in baie gevalle is dit nie net takties of strategies of skills en daai tipe dinge nie. Baie keer is dit ingesteldheid. Kyk nou, as ek is weer terug by ander sport, ek was net nou by cricket, nou is ek by sokker, kyk wat gebeur met Liverpool, nou is Mo Salah kwaad vir hulle, en nou is, begin as jy verloor, dan begin jy krake wys, so my opinie van wat by die Sharks is wat ek al in die Kaap gesien het, ek sê het reguit, hier was 'n seisoen of 2, want Siya Kolisi en Eben en Bongi en almal teruggekom het na toets rugby wat hulle die wêreld breek speel, en dan lyk dit of hulle klapspelers is vir die Stormers. En dit voel vir my of die Sharks se Springbokke hulle te nakom. Daar regtig as daai ouens weer opdraf as Bongi hulle en selfs Eben en Siya ook en as hy Springbokke terug is en Oxen en Mate ook, hy is ook op stadiums geskram aan die Shark try. Dit voel of daai ouens wat juist die sterre moet wees, moet sê okay man, ons is van die beste in die wêreld. So nou speel ek in 'n Sharks, nou wil ek wys hoekom ek die beste in die wêreld is, maar dit voel of dit nie deurtrek nie. Dis my kritiek teen van die Springbok baie keer as dit terugkom. Dit voel vir my, dis my mening dat die ouens so bietjie in slow motion is. Dat hulle nie dieselfde intensiteit speel as wat hulle daai groen trui aan het nie. So daar challenge ek hulle. En dit is miskien wat JP Pietersen nou met challenge. Sê hoor hierso, vergeet die bokke, vergeet wie jy is. Jy moet nou hierdie swart trui met jy nou embrace. Nou moet jy die Sharks trui aantrek en nou moet jy deur 'n muur hardloop vir ons. Anders kies ons iemand anders. Anders gaan ons ander manne kies. Onthou jy toe Jake White daar was 2013, 2014, hoekom is hy daar weg? Want die spelers het teen hom gerebelleer want hy was te kwaai. Hy het vir hulle gesê julle moet 8 uur by die kantoor wees en dan kom hulle 10 uur 11 uur aan want hulle het eers bietjie gaan surf en sulke goeters. Daar's nog altyd 'n bietjie van 'n dissipline kultuurprobleem met die Sharks en ek veral gebeur nou, maar jy weet wat ek bedoel. Ek vermoed ons nog steeds presies dieselfde. Die spelers het te veel mag daar. En ek dink die feit dat die Sharks 2 weet 'n direkteur van rugby Neil Powell gehad het en John Plumtree, vir my was daai verhouding nog altyd agterste voor hom. Dalk moes Powell die afrigter gewees het en Plumtree die direkteur van rugby. So daar is 'n bietjie van 'n skeiding al klaar daar en ek sê vir jou tot hulle nie daai kultuurprobleem uitgesorteer het nie. Ek en Harry gaan nou baie binnekort met Marco Masotti praat, seker hierdie week of vroeg volgende week. Ons bietjie oor dit te sê het, man. Ek dink jy sê dieselfde is by die Bulle. Die probleme op Kings Park wat hulle stadium deesdae genoem word, is dieselfde, is dieper as wat mense dink. Is nie net 'n kwessie van die aflatters nie goed genoeg nie. Daar's dieper probleme. Ja. So jy sê die spelers se verantwoordelikheid nou hulle ek dink een faktor wat hulle moet regkry, nie al die spelers kan dit reg hanteer nie, is hulle die dinge wat rondom rugby gebeur. Rock Nation wat hulle verteenwoordig en die fokus wat so sterk is op hulle platforms en hulle beeld en hulle sosiale platforms ensovoorts. Dis fyn. Dis moderne rugby en dit het 'n plek en as jy dit goed bestuur dan is dit beter. Maar die stert moet nie die hond swaai nie. En nie al die spelers het die vermoë om dit ewe goed te hanteer nie. So baie van dit het te doen met hulle profiel en die profiel van die franchise en so meer as dit voel vir my meer as by van die ander unies by die Sharks met daai skakeling. So dit is ook 'n observasie van 'n kant af, maar ja, ek wil nou amper gequote het wat iemand vir my eendag gesê het, maar ek sal dit nou nie die konteks kan sê nie. Maar dan gaan ons probleme optel, maar ek dink daar lê 'n uitdaging. Kom ons sê maar net wat ek al in die gange gehoor het, is daar te veel fokus op hulle profiele. En hulle moet eerder weer bietjie diepie dryk, jy moet die diepie so onder hulle kenne, so hierso onder hulle lippe begin smeer. En oral diepie smeer dat en daai toks, jy moet hulle laat op en afstap op die sement dat hulle daai toks geluid bietjie kan hoor. En die gras sny dat hulle gras kan ruik en dan moet hulle opdraf. Dis wat nodig is. Ja, ek hou daarvan. Nee, ek stem saam met jou. Praat gou oor Eben, die hoogs betaalde hulpafrigter in die wêreld as jy my vra. Ja, ek dink dat sy intensie was om hom 12 weke nou af te gee nie. So ek dink hy dis nie vir hom perfek nie. Ek weet nie of die Sharks hom daarom nog gaan nou betaal nie, maar jy praat van hulpafrigting, so hulle sal hom betrek. Hy het baie om te bied. So dis jammer. Dit gaan vir hom nog 'n ekstra jaar se toetsrugby gee. Dit is die voordeel wat Springbok rugby het. As jy nie hierdie 12 weke hoef te speel nie, dan gaan hy nog
so klein bietjie langer daar kan gaan as hy gesond bly in die toets rugby. Die slotte soos Alun Wyn Jones, hulle gaan ver in hulle lewe in. Maar ek dink Eben Etzebeth sal ook nou, ek dink daar's 'n goeie introspeksie by die Sharks wees en hy sal deel daarvan wees. Ek dink nie, ek het nou al 'n paar stellings gemaak en dat ek hulle uitdaag op hulle benadering en die profielspelers wat kan beter speel as dit die geval is. Ek dink hy sal 'n goeie stem wees in daai kleedkamer. Hy sal 'n sterker stem wees in daai kleedkamer as JP Pietersen waarskynlik. So ek dink as daai boodskap moet oorkom dat manne is nou genoeg gehad, as ons moet terugkom by die Piet onder die neus en die tokse en die gras, dan sal Eben Etzebeth deel van 'n antwoord wees. Maar ja, ek dink as afrigter, ek dink Victor Matfield voel ek van 'n afstand af as 'n ou wat tegnies beter verstaan het lynstaande en afrigtingskant. Ek weet nie of Eben ook in 'n selfe kategorie is nie, maar ek dink hulle verstaan dit. Hulle het genoeg gespeel, hulle weet wat daar aangaan. En hulle sal ook die foute kan identifiseer en weet hoe om dit reg te maak. So dalk as hy bietjie meer in so 'n rol is, gaan dit die Sharks dalk net tot voordeel wees en dan bou hulle ook 'n bietjie diepte op slot wat hulle andersins nie die kans sou gehad het nie. Wel, ek het nou die grootste vraag vir julle op die einde gelos en ek het nou so toevallig na hom toe verwys, Jake White. Ek sien die Sharks met Jake gaan bietjie kerf opsteek daarby om. Nou, hy was by die Sharks, hy is nou weg daar. Hoekom is hy weg? Beloftes, want hy was lyk my te kwaai met die spelers of wat ook al. En hulle sê hulle het nie vir hom die pos aangebied nie en hy het ook nie gevra vir die pos nie, maar hulle het so 'n bietjie met hom gesels. En ek en Hugh Griffin het 'n rukkie terug al gespekuleer of Jake nie dalk die perfekte kandidaat is nie. Baie ervare hoofafrigter, wêreldbeker gewen uit die Bulle, hoe jy weet wat hy by die Bulle reg gekry het. Is hy nie dalk die ou wat daar met die sweep gaan klap daar op Kings Park al is dit net vir 'n jaar of 2 nie? Ja, ek dink dit is ver gesorg nie en op die ou end wees beskikbaar nê. Ek dink die afrigters wat jy potensieel sou nou wou kyk en die Bulls is onlangs daardeur, dan kom jy agter dat daar is so 1 of 2 of 3, maar baie van hulle moet nog eers 'n jaar kontrak hier klaarmaak of 2 jaar klaarmaak of daar's baie goeie sterk afrigters wat ervare is wat se kontrakte 31 Desember gaan klaarmaak hierdie jaar. So indien enige. So jy sal moet raap en skraap of iemand uitkoop uit 'n proses uit of plan maak. So as hulle na kyk na opsies, dan sou ek dink dat Jake White is waarskynlik 'n opsie, sou 'n opsie wees. Andersins wie anders, weet, want JP Pietersen is as 'n tydelike aanstelling bevestig. So miskien het hulle 'n plan of 2 wat hulle al nou so half nog nie met ons gekommunikeer het nie. Ek dink die opbou van Plumtree wat op pad was, sal nie 'n ding wees wat hulle net 2 weke terug bespreek het nie. Ek het 'n vermoede dit het dalk 'n opbou gehad van 'n maand of 2 en dat hy dalk al so 'n bietjie in die verskoning in die boardroom al of vir Paul gesê het, weet, dit bou op na so iets en hulle sal dalk hulle plan B en C in plek hê MW. So dit is moeilik om te sê, maar ek sê verbaas wees as Jake White wel is eintlik goed wees vir die Sharks as hy nou betrokke is as 'n konsultant en dan al wat dan nodig is dat dit 'n baie goeie ervaring is en dat dit 'n goeie week of 2 of 3 of 'n maand is en dit is maar gewoonlik wat hulle die kat uit die boom uit sal kyk. Ek dink hulle sal wil kyk hoe is sy interaksie, wat doen hy met hulle, weet wat is sy manier van dinge doen. Dit is nou 'n tydjie laas wat hy by die Sharks was. Ek dink nie sy manier, sy filosofie het soveel verander nie. Ek dink sy manier van dinge doen is nog baie dieselfde. Hy ken Durban en hy ken die franchise, so is nie. Ek dink dit is onmoontlik. Ja, dis 'n interessante ene. Natuurlik, wie se ander? Heideke Meyer is nou die direkteur van rugby SWD, so hy's uit. En Pieter de Villiers rig nie meer af nie. Weet wie sal regtig oor? Daar is hy regtig Nick Welle. Nee, dit gaan nie gebeur nie. So hulle gaan moet buite Suid-Afrika weer gaan soek, né? En wie's daar beskikbaar? Franco Smit, hy's vas tot 2028. Johan van Graan, hy's vas tot 2030. Jy weet, Jacques Lauwer, hy's vas tot 2027. Dis nie sommer as jy nou gesê het, nee, wat daai gaan 'n interessante verwikkeling wees. Kyk, die geld is nie 'n probleem daar nie. As hulle iemand wil uitkoop, sal hulle seker uitkoop, maar ja, iets om dop te hou. Hoorie Arie, maar ek het baie van jou tyd gevat hier in die middel van 'n werksdag. Anders as gewoonlik. So baie dankie. Dit was lekker soos altyd. Waardeer dit. Ja, seerlik om rugby te praat. Lekker weer vir almal. Bye bye. Dankie Arie.